have you seen what's happening in South Africa right now? Dark predictions for South Africa. You guys need to see this. I'm not there. I don't live there, so I don't have videos, but there's several videos all over TikTok. Jump in your search bar. It might already be written there. Search South Africa now. You gotta see what's going on. And can I just say that, please guys, let's not be turning on each other as like AI and robots start taking all the jobs. Can we not all turn on each other? Like, can we look at South Africa and what's happening in South Africa right now as like a lesson to prevent this happening other places? Because I predict this is going to happen in more and more places. It's already happening in several other places, but South Africa is the worst right now. Go and look what they're doing. Go and look what they're carrying. Go and look what they're wearing. Go and look what they're doing. South Africa now, and let us know in the comments. Maybe we can talk about it, but I can't say too much. And I can't show other people's videos. You know what I mean? Just go look and let's talk about it. Holy shit. Have you seen what's happening in... Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, ek dink daar het nou 'n redelike kalmte en 'n gerusheid oor Suid-Afrika gesak, veral in ten opsigte van en in terme van die blankes, as ek dit so kan sê. Na die 30ste, want dit was 'n opbou gewees en ek het begrip daarvoor, ek verstaan dit. Dit was 'n opbou gewees na die 30ste Junie toe. En ons het sterk momentum gesien bou. Ons het groot getalle in hierdie optogte gesien. U het dit in die vorige video's rondom daardie gebeure gesien. En nou sit amper daar het niks gebeur nie. Maar ek dink mense het die verkeerde verwagting. Mense verwag dat uit hierdie massa optrede gaan daar grootskaalse geweld en anargie daaruit voortspruit, amper soos 'n tsunami waar alles rustig is en dan skielik sien 'n mens die water trek terug op die strand, en die volgende minuut dan kom daar die golf. Nou daar is 'n tyd vir so golf, maar dit word eers vooraf gegaan deur sekere gebeure, soos 'n tsunami. Is of een of ander bom of kernbom wat in die see geval het, of een of ander aardbewing wat 'n skeur veroorsaak, maar daardie tsunami is verseker aan die kom in Suid-Afrika. Wat nou gevaarliker is, kykers en luisteraars, is die opbou tot die 30ste Junie was meer 'n politieke standpunt, was meer 'n momentum, wat baie belangrik is vir die revolusionêre om 'n sekere momentum te kan bereik, 'n sekere 'n vlak van, noem dit nou maar, van waaraf daar geopereer dan kan word. Hoekom ek dit sê nou, dit is nou gevaarliker is. Daar het nou 'n voortsetting plaasgevind na die 30ste Junie. Ons sal die video speel so terwyl ek praat. Na die 30ste Junie het daar nou hierdie plundering begin landswyd. Oral, Diepsloot, Soweto, Mamelodi, dis nou maar net om enkeles te noem, Lanseria, die Ring of Fire, soos hulle baie keer na hom verwys, die Ring van Vuur rondom Johannesburg. Orals daar is hierdie plundering en hierdie uitdryf van uitlanders. So dis amper tweeledig, is die uitdryf van 'n uitlander, maar ook dan die tweede en vir hulle baie belangrik is die plundering daarmee saam. Nou kyk as 'n luisteraars, jy moet verstaan dat 'n brandwag doen 'n projeksie. Jy doen 'n ontleding. So nou het hierdie massa optrede wat almal 'n bietjie vreesagtig gemaak het, angstig gemaak het nou uitgedoof na die 30ste Junie. Hulle gaan nou voortgaan met nog sulke tipe van protes elke donderdag, blykbaar volgens berigte en volgens soos wat Marsh and Marsh gesê het, maar hierdie voortbou is nou meer gekonsentreer en dis gevaarliker. Dit raak nou operasioneel, né? Die massa optredes sien dit amper as 'n politieke prentjie, 'n politieke momentum, 'n politieke standpunt om te sê, kyk hoeveel getalle trek ons so vinnig bymekaar, oppas vir ons. Nou begin dit operasioneel raak. Nou begin jy klein groepies kry wat na 'n winkel toe gaan. Nou begin jy sommer 'n gewone boosdoener kry wat na 'n winkel toe gaan en hom plunder. En om amper in 'n leiersposisie begin plaas. Dis amper soos, ek wil 'n vreeslike vergelyking wat ek nou gaan tref, maar dis amper soos YouTube, dis amper soos TikTok, waar enige persoon kan 'n kanaal begin. En dan amper as dit ware, en dis nie reg en korrek nie, maar dis die natuurlike uitvloeisel daarvan, amper het jy al hierdie leiers
want die persoon het 'n goeie oulike gevolg op TikTok en daai ene op YouTube en daai ene op Facebook, en dis nie noodwendig gekwalifiseerde leierskap, as ek dit so kan sê. Maar ek wil nie op daai rigting ingaan nie. Dit is maar net wat die vergelyking wat ek wou tref, want dis wat jy nou kry op straatvlak. Jy kry nou een of ander boosdoener, een of ander krimineel, een of ander misdadiger wat sterk leierskap eienskappe het, maar eintlik 'n swak leier is in terme van sy kwaliteite. Maar nou gaan plunder hy. Hy is nie bang om te klop aan daai uitlander se deur en te sê, maak oop, vat jou tas, gaan. Eintlik wat hy versuim om te sê, is sodat ek kan beslag lê op jou goed, sodat ons hierdie goed kan steel nie, né? En dis 'n gevaarlike tendens. Dis 'n gevaarlike aksie, en ek dink amper hierdie is die aksie wat kan lei tot daar waar oom Siener gesê het, hulle goed uitgewerkte planne loop skielik skeef. Want as hierdie massas op die grond hand uitdruk, en Joël 2 beskryf hierdie mag, afkomstig vanuit die noorde, baie mooi in detail, wat op die dakke hardloop, elkeen sy eie rigting. Ons sien dit by hierdie plundery, ons sien dit by elke plundering scenario, tafereel, toneel, sien ons hoe hierdie een hardloop hierdie kant toe, soos renpere. Ja, Joël het dit so mooi beskryf, want dit is vir ons situasie hierso. En die ander een hardloop daai rigting. Hulle val nie oor mekaar nie, elkeen sy eie rigting, op die dakke, deur vensters. Ons sien dit nou elke dag voor ons oë. So 'n gevaarlike fase wat hierdie, noem dit revolusie, komende volksmoord, ethnic cleansing, etniese skoonmaak, as ek dit so kan sê, wat in hierdie land gaan afspeel. 'n Tsunami gaan kom. En hier is 'n gevaarlike bou nou. Want nou, soos ek nou gesê het, dit raak operasioneel. Jy begin nou klein getalle, kom ons sê komando grootte, as ons dit nou moet vergelyk met ou boere terme, peloton, as ons dit met ou weermag terme moet gebruik, jy sien 'n 30 of 'n 60 of 'n 90 of 'n 100 met al die omstanders wat dit sommer gou opdruk na 500 of 1000 toe, en dan word hierdie winkel geplunder. Die uitlander kry 'n paar houe, as hy gelukkig is, kry hy nie 'n paar houe nie en hy kan net gaan, maar alles word geplunder. Nou die gevaar hierin, luisteraars, en ek dink Rick Joyner het 'n mooi gesig oor dit gehad. Al is hy nou vandag 'n nuwe wêreldorde persoon, ek ken hom nie, ek weet nie, ek het al gehoor mense bring sulke beskuldigings. Hy het 'n baie akkurate visioen gesig gehad. Hy het die gawe gekry. Wat hy daarmee maak, sal hy verantwoording voor doen eendag. Maar hy het die gawe en hy het die visioen gehad oor Suid-Afrika. En een stukkie wat hy gesê het, South Africa will deteriorate, sal uitmekaar uitval, up to a stage where it's ungovernable. Suid-Afrika sal uitmekaar uit rafel, as dit ware, tot op 'n punt waar hy onregeerbaar raak. Nou dit is die punt van totale chaos. Dis die punt van totale anargie. Dis die punt waar jy daai tsunami brander sien van die strand af en weet, hy tref hierdie strand in die volgende minuut, half minuut, 2 minute. Dis as dit ware te laat, as jy dit so kan sê. Jy moes die tekens voor die tyd gelees het, miskien nuus geluister het en gehoor het, daar was 'n aardbewing, daar is 'n tsunami op pad, hy gaan oor 5 ure of 6 ure of 8 ure, gaan hy ons Weskus tref, of ons oostelike kus, of die suidelike kus, of wat ook al die geval is. Hierdie is presies dieselfde by wyse van vergelyking. Hierdie is die tekens. Hierdie kanaal van Suidlanders is as dit ware die kanaal om vir u te sê, hier is 'n tsunami op pad, daar was 'n aardbewing, daar's besig om 'n aardbewing in die see plaas te vind. Nou tyd kan ons nie hier gee nie. Ongelukkig is dit nie vir ons gegee nie. Die Vader alleen ken die tye. Maar die tekens het hy gesê, gee hy vir ons, sodat ons aan die tekens sal sien dat dit naby is, dat iets gaan gebeur. En wat gaan gebeur, en ons daarvolgens kan inrig en posisioneer, deur aan te sluit by Suidlanders, deel te raak van 'n vermoë, 'n groepering van eendersdenkende mense, jouself as 'n groepering te verwyder, te ontruim van hierdie geweldsgetuisterde, noem dit maar tsunami getrefte, noem dit 'n politieke, 'n politiese tsunami, wat hierdie land dan tref, en jy verwyder jou in groep, in Suidlander verband, in konvoie, in strukture, en met kommunikasie, ontvangspunte, logistiek,
al die departemente wat opgerig is oor jare, wat dan help en hand bysit en ons almal saam ons mekaar help en jou uit hierdie gevaarzones verwyder na minder gevaarzones en daar die vermoë om jouself te beskerm, te verdedig teen enige van hierdie moordbendes, boosdoeners, groter groeperings en alles daarmee saam. So kykers en luisteraars, ons het nou die gevaarlike punt bereik waar hulle nou operasioneel raak. En nog 'n gevaarliker, en dit gaan 'n kettingreaksie veroorsaak, kykers en luisteraars. Want wanneer al hierdie uitlanders se winkels nou geplunder is, nou is daar nie 'n winkel nie. Daar word nie net môre, wie gaan die geld hê om daardie voorraad sommer net weer in die winkel te sit? So hier gaan nou outomaties 'n vakuum ontstaan. Soos van die swartes al op van hierdie sosiale video's gesê het. Ek kon nou hierdie pakkie Omo gaan koop het vir 55 of 60 rand. Ja, hy's 5 rand of 10 rand duurder as wat hy by Pick n Pay is, maar Pick n Pay is 15 km van hier af. My brandstof na Pick n Pay toe is 15 en 15 is 30 is 3 liter maal 3, rolweg. Is 90 rand. Wat kos die pakkie Omo jou nou? So sien u die vakuum wat nou gaan ontstaan. En so vakuum gaan mense nog verder kwaad maak. Want nou kan hy nie gou-gou 'n brood gaan koop nie, want al hierdie, en mense, dit gaan nie hieroor, is ek nou aan 'n uitlander se kant, niks daarmee te doen nie. 'n Projeksie is om te ontleed en met u te deel, en u kan in kommentare u opinie gee, asseblief, om met mekaar te deel. Wat gaan die gevolge wees van hierdie optrede? Is nou goed en wel om hierdie uitlanders uit te jag, 100%. Maar daardie winkels gaan nie oornag vervang word nie. En omdat hulle nie vervang word nie, gaan dit verder ekonomiese druk plaas op daardie gemeenskappe, wat verder die gemoedere gaan opjaag. En nou moet hulle verder gaan plunder miskien, want dit raak nou ook 'n kultuur. So ekonomiese druk, kultuur, dit raak nou, ek is nou gewoond om my ou se winkel deur af te skop. Kom ek stop maar sommer hierdie lorry langs die pad, hierdie vragmotor, wat 'n klomp voorraad vir Pick n Pay moet gaan aflaai. Kom ons stop hom maar gou-gou met 'n paar brandende bande. Kom ons plunder hom maar gou. Is 'n kettingreaksie waar uit hierdie operasionele vermoë dan nou vinnig gaan eskaleer. En sê ek vir u, gebruik hierdie tyd soos altyd, maar daar gaan 'n dag kom wat die tyd wat ons gehad het om te gebruik om voor te berei, te kon gebruik om aan te sluit, te like en te subscribe en alles daarmee saam. En ek gaan weer sê, as u nie fondse of geld het, R105 'n maand om aan te sluit nie, moenie laat dit vir u enigstens 'n probleem wees nie. Skakel vir Cindy en u kan verniet inskakel. Dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor om mekaar, ons mense te help in die tye wat nou vinnig nader kom. Want u kan ons nou dink, die volgende fase na hierdie klein winkels vreemdelinge se plunder kan oorgaan in 'n groter skaalse plundering, wat nou vragmotors uit die aard van die saak op 'n groter skaal en miskien nader kettingwinkels ook kan begin tuister en teiken. En dan is jy letterlik in die gebiede waar die makro's en die besigheidslei en alles gekonsentreer is. En die massas gaan bou soos wat hierdie eskaleer. So kykers en luisteraars, sluit aan, raak deel, moenie die feit dat die groot optogte nou kleiner is, nee, dit het nou omgesit in operasionele magte, as ek dit so kan beskryf. En moenie die som verkeerd maak en dink dat dit nou rustiger gaan nie. Dit het net oorgegaan in 'n volgende fase van hierdie revolusie, van hierdie komende volksmoord, want dit is wat gaan gebeur. Sterkte en seën, tot 'n volgende keer praat ons weer. Totsiens.